Dit is nou die verskoning om vroeger te begin. Pastoor mannen, dit kom ons al nie so. Die was miskien nog 'n broer of 'n suster wat doen. Maar ek sal jou vergewe. So lank hulle die boodskap kry is Ons kyk daar kom hulle. dis nie laat nie so. Dit is wat het voordat is om vanaand hier net van Here te wees. En weet daar soveel mense wat nie daai voorreg het om in die huis van die Here te kom. Amen. En dit maak my bekommerd as ek sien hoe oppervlakkig die mense baie keer in hulle geloof is. Hulle bid te sê, Here, gee vir ons vandag die reën. Maar as hy hier uitstaan, wat ek daar gegee, aan die geloof het verloor. Hoekom raak ons kinders van die Here so swak? Hoekom? Die woord van God sê ons moet sy woord bepyns dag en nag. Sodat die Satan nie kan wat plek kry. Maar tog kry die Satan die kans en hy kry die reg om die kinders van die Here af te bring in geloof. Amen. En dit is wat my baie kere hartseer maak. Regtig hartseer. Maar geliefdes, nietemin, hier is nog mense wat inkom. Maar ek glo nie, dit is die ergste nie. Hulle behoort al hierdie dinge te weet. Bid hier, pastoor thuis, Vrydag aand, jeug, besluit nog. Sondagoggend foonbediening, pastoor Erik Roberts. Sondag aand diens, pastoor thuis. Woensdag 18e, Sheldon. Nee, ek wonder of daai datum so 100% reg. Geliefdes, nietemin, julle weet, ek besef vandag weer, as jy nie werklik God lief het nie, dan beteken dit jou nou, om sy tegenwoordig te sit. Dit beteken vir jou nou, as daai liefde van hom nie in jou is. En kom ons leer, om daai liefde van Jesus in ons te hê, sodat ons kan uitstraal na die mense toe aan die buitekant. Want hoe sien die mense aan die buitekant jou as 'n kind van die Here? As 'n los mens? As 'n mens wat dit wil beklei oor alles? Hoe sien die mense aan die buitekant jou? Hoe dra jy sy lig uit? Geliefdes, nietemin, ek wil nie die woord bring nie. Maar sorry Erik, dis hy van aantal ons die woord sal bedien. Geliefdes, kom ons saam, dan kom ons die naam van die Here groot maak, en pastoor Romana gaan vir ons open met gebed vanavond. Kom ons staan. Kom ons staan. Onze Vader wat in die hemel is, Here, ons kom vanaand met soveel dankbaarheid in ons harte na U toe. Here, vir die voorreg wat ons het vanaand, Here, dis warm, dis ongemaklik, maar ons weet dat U in ons midde is. Ons eer en ons loof en ons prys, Here, ek bid dat hierdie diens volkome oorgegee sal word in U hand, Here, dat die Heilige Gees sal lei. Al wat ons sal sing, wat ons sal doen, Here, die woord wat bedien word, dat dit geïnspireer sal wees deur die Heilige Gees. En al die eer kom U toe daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Geliefdes, wanneer ons vanaand die naam van die Here groot maak, kom ons besef elke liedjie die woorde wat ons sing. Neem dit op, maak dit jou eie. Net soos wat ons die woord van God lees, moet jy daai woord wat jy lees, moet jy jou eie maak. As jy dit nie jou eie maak nie, gaan jy nooit slaag nie. Kom ons maak die naam van die Here groot.
you, Jesus. Geliefdes, kom ons luister na 'n item wat gelewer word deur broer Roy. God never said it would be easy, but He promised it would hold our hand. Living right will give your life real meaning. Do we really mean that glory land? Now living right is very hard to do, especially when you try it on your own. Satan can tempt your mind at every turn and fill your life with sand and stumbling stones. God never said it would be easy, but He promised He would hold our hand. Living right will give your life real meaning. Do we really mean that glory land? God alone give you strength to run the soldiers of life that we must face you straight, and all you have to do is call on Him and trust Him as your life to lead the way. God never said it would be easy, but He promised He would hold our hand. Living right will give your life real meaning. Do we really mean that glory land? Yes, do we really mean that glory land? Baie dankie Claudie. Ons buig ons oor dit ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here, vir die voorreg wat ons het om dit ons Bybels oop te maak, dat ek kan lees, Here, en te besef dat U wil deur die woord wat U met ons praat. Saam met tong en lippe met die koor van die Vader en gee dat ons ore geneig sal wees om die stem van die Here te hoor. Bid en bly dit met julle danksegging. Amen. Ek het 'n bietjie iets weggegee oor my tema, maar iemand wat die Bybel sê kom lees saam met my. Lukas 19, ek lees hier vers 1 tot 6. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Here sê nie lees van sy woord op elkeen van ons harte. Maar die ander vertaling sê die tema
Hy Sagias laat afklim. Mako, klim af, Mako. Nou ek wil met vanmiddag se aanbieding vir u kom sê, Sagias was 'n hooftollenaar. Die mense is geldmense. Hulle het vir die Romeine gewerk, hulle is Jode, maar hulle maak seker die getalle is van so aard dat hulle self ryk. As hulle ryk genoeg is, dan stel hulle nog iemand aan om vir hulle te werk. Nou, as jy net na ryk mense kyk, dan sien jy, hulle is baie verwarrend. Hulle het niks nodig. Hulle het ook nie sê nie. Hulle het 'n leefwyse wat skrik vir niks. Nou, Sagias, as persoon was hy kort. Dit het my teruggehou. Dis die skierigheid in hom word nie. Baie van ek en jy wat weet die dag toe jy daai nuuskierigheid kry om die Here aan te neem, jy laat niemand in jou pad staan. Nou die kenmerk van hierdie gebeurtenis, wat die hardloop. Ek is kort met hardloop, maar jy moes kort treetjies, nie? En ek amper of hy nie daar uitkom nie. Maar die nuuskierigheid om Christus te sien het hom gedryf. En toe klim hy in die boom. Kijk, kort mense klim baie vinnig boom. En jy opgelet, baie vinnig. Nou, as hy in die boom is, tot sy verbasing, as hy mooi sy sitplek inneem, dan kyk hy af as hy nie. Maar die man wat ek wil sien staan dan nou hieronder. Ek dink amper hy was stom geslaan. Maar hy verwag om Jesus ver te sien. Maar hier staan hy by hom. En nou sê hy nog vir hom, klim af. Sien ek maar vir die, net 'n stukkie afbreek rondom die wilde vrye boom. Hoekom 'n wilde vrye boom? Baie van ek nie wat bome ken. In 'n gewone vrye boom kan jy nie regtig klim nie. Die vrye boom is papperig. 'n wilde vrye boom is baie sterker. Ek kan die punch vat as jy in hom opklim. Nou simbolies gesproke is 'n wilde vrye boom 'n boom wat getuig van tydgriep. Sien met my? Van ek in die lewe is dit altyd gepas met 'n houding. Jy sê nie my nie. Ek kan doen wat ek wil. As ek in die boom, ek het genoeg, ek het niks nodig nie. Ek het niemand nodig. Ek laat my nie sê nie. Ken jy so 'n boom? Die wilde vrye boom is die boom wat skrik vir niks. Sit Sagias nou in die boom en hy skrik om boeglang. En die man wat jy graag wil sien is aan hom so naby. En jy moet ons die hand in die boesem steek. Hoe het jy by Jesus gekom? Met baie van die gaat nou baie terug in jou lewe en jy is baie jonk die Here aan te neem. Maar kon jy onthou daai vlam wat in jou hart gebrand het? Ek kan nou die Pinkstermense het elke aand kerk gehou. En elke aand stop die jou uit. Die laat is. En die vlam in jou binneste het jou gedryf. Nou as ek as jy ons self met die hooftollenaar, dan sal jy sien. Kyk, mense wat met geld werk, hulle voel die leemte in hulle lewe. Maar al hierdie geld kan nie die leemte vul. As die mense sê so ligterwys die dag wanneer jy Jesus ontmoet, né? Dan het jou lewe nie meer dieselfde. Maar ek dink dit begin lank voor jy Jesus ontmoet. En die Heilige Gees begin besit neem van jou. Dan het alles rondom jou nie meer die waarde wat dit veronderstel is om te gee. Ek as 'n mens, Jesus pas ontmoet. Dan moet jy jou hart oopmaak.
Die manier hoe ons deesdae die Here aanneem, is partykeer jy verdag. Want jy glo, dat hierdie gedruis, dat hierdie groot skare mense moet sien die Here aanneem. Maar ons sien hier, in Saggeus se geval, hy het afgeklop. Baie van ek en u wil die afklop van die troontjie waarop ons sit. Jy staan voor 'n skare en jy neem die Here aan, maar nie hier. Hier is jou wilde van jou boom, jou troontjie. En ek wil vanaand vir julle sê, het is tyd geword en jy moet bewus raak. Kyk, die Bybel hoeveel hierdie tollenaars ingesluit het, want die skil het mense nie. Dus hulle en Judas en Levi, as jy een tollenaar wat baie goed was, in die sin dat Jesus by hom gekom vir Matteus, sê, Levi, volg my. Ek kan nie rondom ons kyk, jy sê mense wat altyd met geld bemoei is, hulle het ook tyd vir die Here nie. Ek is so verwant, die wat sê hulle? Hier, waar was die Here gewees, ek het al die geld en goede vir my in mekaar gemaakt. En jy het ook praat so? Ongelukkig is Saggeus een van die manne wat besef het, al die sigbare dinge in hierdie lewe, sy waarde kan nie opgeweeg word teen die onsigbare. En hy was een van die gelukkige tollenaars wat gesien het, as hy moet nou vir Jesus gehoorsaam en as hy huis toe nooi, gaan sy huis ook nie meer dieselfde is. Sien, ek het iets opgeleid as 'n mens, jou huis en jou hart, die twee goede, ek sukkel ons om die goede te hanteer. Het jy opgeleid? Want soms is jy in 'n huis, maar jou hart is nie in die huis nie. En soms is jy in jou hart, die huis wat jy in bly is nie, die huis wat jy in jou hart het. Ek wil vanaand vir jy sê as gelowige, jy moet onthou, jy is 'n pilgrimsreiziger in hierdie wêreld. Jy gaan nie vir ewig bly nie. Jy moet afklim van jou troontjie af. Jy moet afklim van die goede af, wat jy met die oog sien. En Jesus 'n kans gee. Ja, hy ben ek nie eens gelowig. Streng nie. Maar weet jy wat? Jou huis waarin jy bly, is nie onderwerp aan Christus. In jou huis wat jy doen wat jy wil doen. Jy wil nie God se wil laat geld in die manier hoe jy leef nie. En dit is die rede waarom ek hier kom sê, Saggeus, as jy later verder lees, hoor wat sê, hy sê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. Ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. Wat het gebeur nadat die man Jesus gesien het? En toe stap hy met Jesus af, tot by sy huis. Sien, die Heilige Gees het hom al reeds oortuig. Dit wat ek al die jare gedoen het, ry nie net my ontmoeting met Jesus nie. Saggeus skrik om te hoor, sy stam is die van Abraham. Het jy nou gehoor? Hy is oorspronklik iemand wat deel van die uitverkore volk is. Amen. Vraag my vanaand, kom sê dit vir u. Jy sal uitvind, die dag wanneer jy besluit om die Here in jou hart in te nooi, en in jou huis in te nooi, die manier hoe jou lewe ingerig word. God het lang al die plan gegee daarvoor. Ja? Weet jy nou, 'n huis waar die Here inwoon, word die skoulegoed gewas met 'n koortjie. Sien net nie. In 'n huis waar die Here gedien word, klop jy aan die deur en jy word begroet met 'n glimlag.
En met 'n gaspleit. Nie met 'n klopmond nie. Of jy kan sien ook, dis is 'n sluk, want sy het nou taal gebruik hier agter by die kind. Maak het sin? 'n huis waar Jesus welkom is 'n huis waarin jy, as jy sit, en er word vir jou gevra, wat kan ek voorsit? Dan trek jy nie jou neus op nie. Want jy voel die gasvryheid. Ek wil verstaan jy te sê die huis waarin die 3 manne na Abraham toe gekom het, toe bid hy soos agteroor stilletjies en hy sê, gaan maak vir die manne iets. Bring die water en was hulle voete. Nou in die Joodse geloof is, wanneer jy by hulle huis aankom en jou skoene uittrek, dan gee hulle vir jou water. Hulle sê eintlik fisies vir jou, jy is welkom. Maar ek wil na hier huis toe gaan. As daar iemand aankom, ek veral die boemelaar, hy veel ou wat in die dronk krap. Hoe ontvang jy so'n persoon? Ek wil net na hier huis kyk. Is dit 'n huis waarin Jesus, as hy so klop by my deur, regtig tevrede sou wees met hoe ek hom ontvang, my gesigsuitdrukking, my lyfstaal. Ek het al by huise besoek waar niemand oor jou klop nie. Dan gaan jy in. Almal het die oorfone op, die musiek is kliphard. Nou ek weet nie na wat luister die ou wat die oorfone aan die, hy luister seker na iets anders. Kyk maar, die Here wat vanaand vir jou sê, as jy die Sagias in jou herken, nee, dan moet jy jou haas om in die wilde vleebome te klim. En as jy iets geklim het, dan stap jy saam met Jesus na jou huis toe. Jy sien, ek het iets opgelet, 'n paleis op 'n pondok, as die gees van die Here inbeweeg, dan is dit hemel. Ek wil afsluit die getuie wat ek vir jou sê. Die Here wys my die visioen, hy wys vir my 2 manne dag mekaar. Die een steek aan die dood. Hy val voor 'n deur. Aan die binnekant is daar mense besig om te aanbid. Aanbid. Maar een gaan na die deur toe, hy maak die deur oop en hy trek die lijk binne in die huis in. En hy maak die deur toe. Niemand het vir die lijk hande opgelê nie. Almal het net aangegaan om die Here te aanbid. En die gees van die Here het die dooie opgewek. As jou huis 'n plek is waar daar doodsheid is, ek praat nou van jou man wat so hardkoppig is, wat drink en tequila gaan en nie die Here wil dien nie. As jy toelaat, as jy voorstaan en 'n Sagias wees en Jesus na jou huis toe bring, gaan jou dronk man verander. Jou stil vrou gaan verander. Jou pillekapperkind gaan verander. Jou dogter wat haar liggaam wil verkoop in die dorp, sy gaan verander. Jy hoef nie eens met haar te praat nie. Jy hoef nie met haar hande op te lê nie. Jy hoef niks te doen nie. Jy moet net toesien dat Christus in jou huis is. Hoekom kon Sagias dit reg kry en ek en u kan dit reg? Ek en u moet werk daarvan maak. Al moet jy in die nag in opstaan en sê, Here, kom vul hierdie plek waar ek bly met die Gees. Want mense wat hier kom en mense wat in die huis is, weet dat u is 'n werklikheid. En u lewe. Sien, ek het hier ding baie keer, ons moet net met mense praat en hulle te keer gaan en hulle aan die Here toe lei. Kom ek sê gou iets man. God het die televisie nie nodig om te werk nie. Ek weet van openligte wat gehou is, baie van hier by die veldtoilet ken. Die man sit in die veldtoilet, hy het nie die boodskap gehoor. Hy het sy hart nie daar in die toilet vir die Here. Waar was die reklame? Waar was die tentveld toch? Waar was die radio? No way. Christus beweeg in 'n huis en daar sal verandering wees. Miskien moet jy as 'n gelowige bietjie daarop let hoe jy praat.
wat hulle nie eendag kan sien nie. Is met my? Ja, daar kom goed in die venster, wat jy by die deur kan inkom. Daar kom goed in die aan in jou huis, wat jy die dag in jou huis kan kom. Die mense wat jou klere was, hulle weet wat is in jou sakke. Amen. Ek wil jy moet sê amen. Sien met my. Dit is tyd dat ek hier na ons huis moet kyk. Die Heilige Gees wil elke hoekie uitvee en hom voorberei. Dat die huis moet aan God toegewy wees. Want ek het so Saggeus uit my wilde vrye boom uitgeklim en hom genooi. Meester, kom saam aan my huis toe. Ek het een keer by jou gewerk. En nie meer kan ek afsluit. Daai man mag vir my klomp dag al holle. En as jy nie voor is nie. Maar hy is so gedisciplineerd. As hy inkom, hy gaan sit hy, want die een sal een lyk jong rook. Maar, as het tyd word om te loop, gaan maak hy sy mond skoon. Hy moet niks na dag geruik. Jy hoor as jy? Ek sê nie, jy moet vandag gaan ook in die huis. Ek sê, jy moet in die huis die plekkie soek waar jy Jesus op 'n gereelde basis in jou huis inwoon. Baie mense moet kom as hulle inkom by jou voorhuis en hulle sit daar, wat hulle kan voel. Jy sê baie mense moet net hier nie in die kerk voel die Here is. Die God wat ek kan nie aanbid, is alomteenwoordig, alwetend, almagtig. Kom laat ek kom met myself refrein. Dit waarmee jy worstel in jou lewe, surrender dit. Gee dit oor. Christus weet. Kijk, Jesus weet, ek en u is op die drijfbank. Is hy met my? Kijk, Saggeus kon, hy verwaan die, kan ek trek het as hy op my. Nee, hy kon. Maar hy weet nie. En jy weet, sy belydenis hier achterna, hy gaan die armes die helfte gee van sy rykdom. Joe, die man wat so oor geld is. En dan sê hy, die geld, nee, behoort ons maar aan God. Weet jy wat het ek opgelet? As jy die huis waarin jy bly en die Here wy, jy voel so lekker, alles jy moeg, alles jy in wat sy toestand, jy voel die Here is hierso. Ek ben Jesus was ook moeg, weet jy, is jy met my? Hy was ook dors, weet jy, hy het ook gehuil, is jy met my? Die julle moeders, niks voel dan meer, dat jy saans gaan opstaan en gaan huil vir God oor jou man, oor jou vrou, oor jou dochters in jou huis. Want, weet jy wat, ek het in die week 'n gesprek gehad met my dokter. Hy sê, daar in sy land, kry jy geld, en baie gaan het vat nie. Jy sê, ons is baie gelovig. Is nie? Maar ek wil vir iets anders sê. Elke ding in hierdie lewe het either 'n seën of 'n vloek op. Of in between. Is nie met my? Nou die interessantheid van Jesus nooi na jou huis toe. Ek sê nie jy moet dit doen nie. Maar weet jy wat gebeur as iemand sy voet oor jou hek sit? Dan besit die Gees van die Here om, alhoewel jy jou kom doodmaak het. As jy gedagte verander. Dit is wat ek ook al het gebeur, want dit het met my gebeur. Daai man is in snot en trane daai dag uit my huis uit, maar jy kon duidelik sien, die moord. Hy by beleid onder my, hy sê, was maar 14 jaar in die tronk vermoord. Die voordeel is, die plek, wat hy ingekom het in my huis, sê Here, vul die plek met die Gees. Is met my? Ek en u as gelowiges se huis is nie 'n gewone huis
soos 'n sondaar mens en 'n slim man en die alles wat jy het in jou huis, wy dit aan die Here toe. Kom ons buig ons hoofde. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here, dat ons in die aand hier in die skoene van Esagias U wil nooi in ons huise in. Kom Here, neem besit van alles wat ons het. En help ons Here om in alle nederigheid ons plig teenoor die armes uit te dra en te weet, ons kan nie ons harte op geld en op sigbare dinge sit nie, maar op U wie onsigbaar is. Bid en bly dit met julle danksegging. Amen. Sê pastoor Erik, baie dankie vir die woord. Ek glo dat elkeen van ons kan sê, Jesus, kom in. Kom my huis in. As jou huis nie skoon genoeg is nie, dan moet jy uitstap vir gebed. Want in alle tye moet jou huis gereed wees. Maar wanneer Jesus aan jou deur klop, dan kan jy sê, Jesus, kom in. Wanneer hy deur klop en hy hoor snaakse musiek, wat dink hy van jou? Mooi ding. Ons had miskien nog so baie keer in die wêreld wil gaan gryp. Oppas vir wat jy gryp. Jy gaan misgryp. En dit is kom ons staan, dan gaan ons die naam van die Here groot maak. En dan gaan ons pastoor Erik sommer vir ons afgesluit met gebed. Dan gaan ons die tieners in die oorgawe opneem. Daai doringkroon wat hy op sy kop gehad het hy gedoen vir my en vir jou. Amen. Weet jy hoe seer steek daai dorings? Gaan maar vir my, ek is elke dag met die goed doring. Dis seer. Dis seer. Maar Jesus het dit gedoen vir my en vir jou. Kom ons maak die ringo. Dankie pastoor. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here, vir die wonderlike voorreg, Here, wat ons vanmiddag het. Here, om U naam aan te roep. Amen. Dit was goed vir ons, Here, om hier te wees. En om nie kennis te neem, Here, dat ons nie net ons harte vir U oopmaak nie, ons ook die huis, ons huise ook vir U oopmaak, sodat U die regmatige plek in ons lewe kan kom in en kom doen dit vanmiddag. Here, dat ons nie net die dinge sal weet nie, maar prakties, Here, dit sal uitleef. Ek bid met dit in Here danksegging. Amen. Nou mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen. See the